Boesmanland, vat my hand, lei my oor die rand se kant. As jy vir my kan sê waar die Boesmanland lê, Boesmanland, vat my hand. Boesmanland, vat my hand, lei my oor die rand se kant. As jy vir my kan sê waar die Boesmanland lê, Boesmanland, vat my hand. Maar Boesmanland, vat my hand, lei my oor die rand se kant. As jy vir my kan sê waar die Boesmanland lê, Boesmanland, vat my hand. Maar Boesmanland, vat my hand, lei my oor die rand se kant. As jy vir my kan sê waar die Boesmanland lê, Boesmanland, vat my hand. Ja, die Boesmanland, vat my hand. Ja, die Boesmanland, vat my hand. Nou Pieter, daar is in die laaste tye so baie gepraat oor die Namaqualanders en hulle se manier van praat. Laat TV1 nou besluit het om die regte mense in die regte taal en die regte omgewing te wys vir wat hy is. Ja. Nee, oor daai stryd en oor die gebeldstede wat nou ontwikkel het en so, daar moet ons doen. Ons moet dit nou maar vir die vergeetlikheid los. En nou aangaan met die waarheid, nee. So, ons sit nou hier in Garry se, wat noem mens die plek? Munisipale saaltjie. En hier sit ons nou te midde van die Namaqualanders self. Jong, en 'n verskriklike fees wat hier aan die gang is, saam met al hierdie mense wat op hierdie toer gekom het, 9 busse vol. 400 stuks. Hulle 400 wat nou vandag in Garry sit. Ja, Die in 'n tentedorp. In 'n tentedorp is 'n paar duisend mense. Hulle is amper soveel as kiebusse. Ja, oor kiewes hou ons ook maar half stil. Ons sal, Arjan, Ons sal daaroor net nou praat, maar ek kan dit nou nie nagelaat het nie. Goed. laat ons net al wat ons nagelaat het. Kyk, die toer het begin daar by Paternoster. Wie is daai gaman se naam? Jong Johan Carosini. Johan Carosini. Daar begin en hy het nou deurgewerk hier deur al die blomme en dinge wat ons net nou vir die mense gaan sê. En het ons enigiets oorgeslaan wat ons nie moet sê nie. Ek dink, Wag, laat ek tog net die woorde inkry. Man, met al die blomme wat ons gesien het sover. Saam met al die name. ja, Saam met al die plekname. Dis daarom iets geweldigs. Jy weet, die plekname, dink Subatsfontein, Moordenaars, Kraal, Skilpad, Tiepel, Kei, Gramoep. Wie wat beteken dit? Die pad is so sleg as die Bobbejane so uitklim daar, dan kyk jy een en die ander een se agterend. Dis wat die name beteken. Ja, Kei, Gramoep. Hoe gaan hy? Kei, Gramoep. so as jy nou vir ou sê Keigramoek, dan teken hy met agterweleer mooi. So iets. Ja. En die plantblomme, goed, maar dit moet mense kyk, jong, daar's pragtige boeke. Sê my, wie was die juffrou Skilpad? Nee, dat weet ek nie. O, Maar dit is hulle se speel met woorde. maar een van die bekendste mense van hierdie wêreld is Adrian Nieuwoud. Adrian nou in die openbaar waar jy nou sit. En die kiebus storie wat nou hier aan die verbygaan is, of wat oor jou heen gegaan het, was daar dan iets snaaks in hom ook? Jene man, daar was daar maar snaaksigheid in. Ek het my vrek gewerk vir die affære, maar ek kan nou een dingetje, nou val my nou skielik op. Een van my stoere kwekers, een van my groot kwekers, Boetieman Visser. Nou het hy uitgevind, want almal wil my in die hande hê, almal wil my, hulle wil Ek hoor, het hulle ook wil gesoek hoor. om jou in die hande te Nou kry. staan, ja, seker later verander jy dit, maar toe oor wil hê. Nou het hy uitgevind, ek moet s'mores, as ek nou die kinders kom aflei, kyk, daardie tyd moet ek toe, want ek elke week is ek in die stad, en dan kom ek na week die kinders hier in die kos is. Toe vind hy uit, dat as ek die kinders afgeleid, ek ry nou hier met 'n agterpadjie langs, want man, hier van Geer se groen deure af tot by die mooi uitsig daar by die bult, by die, waar die kleurlinge nou bly, tot daar so staan die karre ingery is, maar dat die deure moet op. Nou het ook Boetieman uitgevind, dat ek moet petrol ingooi. Nou staan hy hier by Willie Smit, by die pomp, elke môre net so leun die ou soort in die pomp, maar bekommerde man. Dan sê hy vir my, jong, hoe lang sal die besigheid hou? Dan sê ek, nee man, ek, die besigheid moet hou, hoe dan nou?
Nee, maar dis 'n lekker besigheid. Dis sê die ou jonge kroon nou nie eens meer as ek my skoenveters vasmaak. En so wy die ou nou uit so 'n lekker besigheid is dit nou. En toe hier so man net voor die end of hoe dit nou gewees het, dat hy dit nou seker agtergekom het. Ek het dit nie eens geweet nie. Staan die ou op daar weer op 'n môre en die ou sê, "Jong, wanneer vrek die besigheid?" Ek sê, "Nee man, moet nou nie laat hy nou vrek, hy gaan nou so lank aan ons moet mos nou aangaan. Nou wil ons geld maak." Hy sê, "Nee maar man, nou hou ek dit nie meer nie." Ek sê, "Boetie man, hoe's dit?" Hy sê, "Jong, as dit nou nie vir die Here se genade is dat 'n mens mos nou as jy op jou kooi omrol, die eenmal links omdraai en die ander maal regs om nie, sal ek mos nou elke môre in Bitterfontein wakker word." Kyk, hy meen nou, hier is die bank, want hy kan mos net nog geld opbou. Hoorie so, Jan, kom ons skakel 'n bietjie oor hier na Grietjie Watto. Ken jy vir Grietjie hoor? Ja man, baie goed, dis een van ons ou stoere mense hier. Sy het ons al die jare vermaak met haar oorspronklike sang en heller brein tot op die ouderdom wat sy nou nog wat hierdie ou liedjies wat so gesing word van Bokkie vat jou sloop in die rooi vlerk hoenderhane, al daai goed man. Dis Grietjie se oorspronklike Goed wat van hier. alles gedig en die musiek bygesit, alles dis Grietjie. Sy het met sy stem wat anders te sing. Ek bedoel as sy Grietjie sing dan hoor jy maar jy hoef nie eens te kyk sy sing so 'n ou liedjie van lekker ou Jan. En dan probeer jy nou vir lekker ou Jan sing. Jy kom by Moses was uit by enige ding, maar nie by lekker ou Jan van Grietjie. Nee, dit is waar. Kom ons luister, Ollie het daai pragtige opname gemaak. Dis 'n lekker ou Jan, 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 dis 'n lekker ou Jan. Ou Jan, my liefbare ding, my liefbare ding. Dis 'n lekker ou Jan, dis 'n lekker ou, dis 'n lekker ou Jan, dis 'n lekker ou Jan, dis 'n lekker ou Jan. Ou Jan, my liefbare ding, my liefbare ding. Kom aan my, kom aan my, kom aan my, kom aan my. Kom aan my, Susie-ka, sy hinang by. Dis 'n lekker ou Jan, dis 'n lekker ou, dis 'n lekker ou Jan, dis 'n lekker ou Jan. Ou Janie ding, my liefbare ding, my liefbare ding. Kom aan my, kom aan my, kom aan my, kom aan my, kom aan my. Susie-ka, sy hinang by, sy hinang by. Kom aan my, kom aan my, kom aan my, kom aan my, kom aan my. Susie-ka, sy hinang by, sy hinang by. Dis 'n lekker ou Jan, 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 dis 'n lekker ou Jan. Ou Janie ding, my liefbare ding, my liefbare ding. Kom aan my, kom aan my, kom aan my, kom aan my, kom aan my. Susie-ka, sy hinang by, sy hinang by. Dis 'n lekker ou Jan, 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 dis 'n lekker ou Jan. Ou Janie ding, my liefbare ding, my liefbare ding. Kom aan my, kom aan my, kom aan my, kom aan my, kom aan my. Susie-ka, sy hinang by, sy hinang by, sy hinang by. Kom aan my, kom aan my, kom aan my, kom aan my. Susie-ka, sy hinang by, sy hinang by, sy hinang by, sy hinang by. Pieter, die rielbesigheid is ook interessant. Waar kom dit vandaan? Nee jong, ek weet nie, ek verbeel my ek het iets gehoor as iets van 'n Highlands Reel of so iets. Hy het so 'n Skotse agtergrond. Maar dit moet daarom Dam-oer wees. Ja nee, hy kom baie ver. Hy kom ver. Maar hy kom daar van die Engelse wêreld af en hy het toe hier ingesyfer. Tot ons om so 'n stuk Afrika bygegee. Jong luister Pieter, dan moet ons nou 'n slag by die blomme self uitkom. Dis hoekom ons hier is en dis wat die mense wil sien. Dat wil hulle ook sien in een van die mooiste plekke is Adrian se plaas waar hy gesweet het en bly sweet. Met die naam van Rondavel. Rondavel, is dit jou plaas? Ja, nee, ek is daar gebore, nie in die hospitaal in my plaas.
Ook maar soos ek, hou meid. Zullen ons daar naar kijken? Dan kyk ons daar so. Jy sien Ollie, wat nou vandag gebeur hier is dat toe ons nou gister was dit windstil. Al die koppietjies mooi na die son toe gestaan. Nou die noordewind opgekom, dan swaai hy die koppie weg van die son. En nou kry jy deur mekaar besigheid, dan kry jy nie so 'n mooi skitterfoto's soos ons dit nou sal sê. Ons het al dit is nou kaalvoetloop, skop is nou ons sê blootvoet is. Dan loop jy so deur die ding is, dan sit die graad oog so ingerig so. Kyk jy nou so. Jy so. Stap jy nou met die blommevoet? Ja. Met die voet vol blomme. Met die wit eentje. Nee man. En snaaks, enige mens eet op. Jy kan 'n mens van Hilbro afkry. En 'n wit eentjie as jy hom in die mond steek, dan vra jy nog. Jy kan nooit te veel van 'n mens. Ons stel 'n hele swart pot vol ook, jy nooit te veel van hom. Nee, wit eentjie kry jy nooit genoeg. En die barrow is ook lekker, maar iets wat aan het uitsterven, ek weet nie hoekom, dis seker maar die stembokke goed gedaan om seker uit as jy kan nie. Hy groei by 'n melkbos op die wortel, hy's 'n parasiet, jy weet hy groei op die wortel. Die kan nie. Jy skil hom af. Jy maak hom ook gaar in die as. Jy braai hom in die as en dan skil jy hom af met jou mes. Oeg, man, dit is lekker. Die melkelsie, het weer so 'n lekker geur soos die blommetjie. Ja. Jy stap in die veld daar, dink jy kot maar, hier is nou 'n kromme kranka, jy ruik daar lekker. Of iets ruik nou vreeslik lekker as die melkelsie. Pragtige wit blommetje, maar daar gee jy nou soos 'n groenspas, klein groenspas spekkie as jy nou verskryf. Trend so, maar net soos met duim omtrent, so van die lid daarvoor. Maar oog man, hier is sommer so met skelaar. Hy is lekker. Man, nou is daar natuurlijk 'n ding wat so na Makwaland soos wat na Makwaland kan kom. As jy nou die ware Jakob wil soek, dan soek jy eintlik maar vir Isak Jakkals, is dit nie so? Maar nou wil ek julle 'n ander ding wil ek jou nou vertel eintlik van my swak besigheid. Dat nou die jare wat ek was nou 'n kind gewees het, toe bly ons daar op Wallekraal. Jy was nog nie daar gewees, maar dis hier so onder is nou 'n plek wat hulle plaas naam wat hulle sê Wallekraal. En daar het nou daai tyd net 'n klomp ou vrouens, of nie ou vrouens, maar vrouens gebly met kinders. Die mans werk aan Alexanderbaai daai tyd. Ja, nou bly net die vrouens met die kinders bly daar so. En maar so besigheid werk nou, so die kinders kom ons nou by mekaar na doen, hulle taal mekaar, maar nou die ou huis wat ons ingebly het, hy staan omtrent amper kan ek so 'n bietjie verder van daar, die boom daar staan hy van die kerk af. En nou soos die kinders bezig het, ons nou daar en later as we die kerk se ou ruitte is nou stukken gegooi. En nou klim ons daar deur die venster klim ons. En daar wordt daar nou kerk gaan op de preekstoel, daar lê nou 'n groot Bybel, maar doet ons ook 'n klonger. Lê nou 'n Bybel in. Daar nou inhou nou kerk en hy praat nou uit die Bybel uit nou. Net was er nou seker so 'n ander sal sê die gruwelikste woorde wat aan nou kapies word daar nou gepraat. En so word er aangaan en toe op 'n dag, maar hulle het nou die nagmaalwyn as nou onder die ou ander ding is preekstoel. Daar is nou 'n plek en daar word die wynegoeders word nou daar gebeure. En dit word nou ontdek, maar die wyn word nou daar gebeure, maar wat ons weet van gewyn, daai is nie soos vandag se kinders wat op drank gespien word nie. Hulle weet niks van, ons weet niks van gewynegoeders nie. En daar geproe nie, maar ek meen die kinders van daai dit soet ding is lekker nie, maar die wyn is maar so nagmaalwyn soos hierdie ou regte ou soet wyn nie, maar die wyn is lekker soet en ander dinge. Later nie, maar die ander dinge ons het daarom nou so groot dat ons dit van weet, maar hier word nagmaal gebedien. Ons het nou van die wyn in. Maar die mense kry mos nou daar so kou blink bakkies en ek maar sê wat nou water in gegooi waar die kinders by gedop word, daar word die nou daar neergesit. En nou word die wyn in die bakkies en nou vir 2 kinders. Nee, maar julle moet nou bedien hier tussen. Nou bedien die wyn nou hier tussen die ander ronde. Maar soos wyn se besigheid werk later toe sy afverder gaan nou maar 'n tamelike verkeerde besigheid en hy sê dis lekker en die predikant wat nou daar op die preekstoel is, hy is ook al later nie meer die man wat hy moet wees nie. En ek vind, 'n kort is aan dit 'n ander een en later nie, maar hier moet weer, ek weet hierdie een keer se nagmaal bedien is nie lekker genoeg nie, hier moet weer nagmaal bedien. Dis nie regte besigheid hier een keer nie, moet sommer kort kom. Maar my ma moet die wat hy alleen daar, moet 'n klomp kinders, ons was 7 seuns geweest, 1 meisiekant geweest. Maar wat daar nie, hy het soveel geweest, ons was er nou toe nog nie ander dinge geweest, ek weet, sy het nie omgegee. Moet wat sy kind geslaan het, ek weet, dat dit nie saak gemaak.
Later toe, wat zei dan gewoon, maar hier we gaan naar een vreselijke bezigheid aan, zoals de drankse bezigheid werd toe. Hij nou tamelijk hier onder die kinderen, die affaire en razen bezigheid gaan te keren. En zij dan die affaire hier gehoord en zij komt hier niet meer kort, ik weet hier die affaire is daar nou hier zo verkeerd, dus wat van die wereld niet meer moet uitkomen. Hij kent verkend wat hier uitkomt, die krijgt nou zomaar met die beurs een stok, wordt nou anders gebakken, zomaar hier uit te winnen. Nou ja, dus die bezigheid dan ook nog daar doodgelopen. Jong maak nog. Pieter, en dan 'n ander ding wat daarom ook al inheems hier geword het. En uit sy inheemsheid nasionaal geword het, is die liedjie Boesmanland. Ja, nee, kyk. En nou moet ons laat Worsie Visser hom sing. Ja, en Worsie is mos maar half dieselfde ding, jy weet. Heeltemal. Boesmanland, vat my hand, lei my oor die randse kant. As jy vir my kan sê waar die Boesmanland lê, Boesmanland, vat my hand. 'n Boesmanland, vat my hand, lei my oor die randse kant. As jy vir my kan sê waar die Boesmanland lê, Boesmanland, vat my hand. Maar 'n Boesmanland, vat my hand, lei my oor die randse kant. As jy vir my kan sê waar die Boesmanland lê, Boesmanland, vat my hand. Bokkie, vat jou sloop, o ja, Bokkie, vat jou sloop. Ja, Bokkie, vat jou sloop, dat ons Boesmanland toe loop. Met my val ou houtgitaar, o my val ou houtgitaar. Ek speel dat het klap, maar ek breek mos nie 'n snaar. Maar 'n Boesmanland, vat my hand, lei my oor die randse kant. So jy vir my kan sê waar die Boesmanland lê, Boesmanland, vat my hand. Maar 'n Boesmanland, vat my hand, lei my oor die randse kant. So jy vir my kan sê waar die Boesmanland lê, Boesmanland, vat my hand. Die sonnetjie sak mos weg, o die sonnetjie sak mos weg. Die sonnetjie sak mos weg, agter die punt van Spektakelberg. Die wit perd, dit is hy, ja die wit perd, dit is hy. Met ons sal ek vanaand na my bokkie toe kan ry. Maar 'n Boesmanland, vat my hand, lei my oor die randse kant. So jy vir my kan sê waar die Boesmanland lê, Boesmanland, vat my hand. Maar 'n Boesmanland, vat my hand, lei my oor die randse kant. So jy vir my kan sê waar die Boesmanland lê, Boesmanland, vat my hand. Maar 'n Boesmanland, vat my hand, lei my oor die randse kant. So jy vir my kan sê waar die Boesmanland lê, Boesmanland, vat my hand. Maar 'n Boesmanland, vat my hand, lei my oor die randse kant. So jy vir my kan sê waar die Boesmanland lê, Boesmanland, vat my hand. Ja, die Boesmanland, vat my hand. Ja, die Boesmanland, vat my hand. Ja, die Boesmanland, vat my hand. Pieter, ons moet Hy seker wag hier aanstoot. Ons moet nou eers daarso. Ja, Jy moet vertel gisterand haar se van by Louis. kuier. Ja, gisterand se kuier by Louis Skreder hulle. Dat moet ons nou ook gaan wys vir die mense hier. Het jy vir Humbertus Lagner geken? Net gehoor van hom. Gehoor van hom? Jong, daar was daar 'n man. En vertel jy ou my op 'n dag. Jong, ek ry dorp toe. Die ou het so 10 kilometer uit die dorp uitgebly. Uit Bitterfontein uit. Hy sê ek ry nou elke oggend dorp toe. Maar ek stop. Iets sê vir my Bertus, jy's 'n fout. Ek stop net so by die reservoir. En ek stap, maar ek is netjies aangetrek, man, ek het my beste gabardien aan. Ek is reg. Ek is nou so die dorp, ou Jossie gee my daar van die ou groente en goedigs en ek kom die koerant, ek wag vir die pos. Nou het ek baie tyd.
sal ek nou so oor die reservoir loer. Nie by net so 'n bietjie water, so 4 vinger. Loer ek nou oor. Nie meer hier dryf 'n mos. Ek dink maar, wat, ek het baie tyd, ek sal nou sommer gou die mosie uithaal, en ek stap en hier lê so 'n ou, Met die dorpsklere. man, ek is netjies aangetrek, ek is reg vir die dorp, is Vrydagmôre, ek vat daar 'n stok. Ek dink maar ek sal nou gou die mosie net lig, en gooi hom uit. Ja, skeer ons ook vir die dorp. Ek lê nou nou lê ek so oor die wal, en nou trek die mosie, en net soos ek hom laat, dat is hy so duim verder. Daar hak ek hom weer, dan dryf hy weer so lê. Ek kom nou nie agter, laat ek ook saam met die mosie vorentoe gaan nie, maar ek... Jy is ombremos. En op 'n kol sal ek hom uitgooi en hy glip en ek val in die reservoir. Hy sê toe ek val, toe ek plat. Nou lê ek op my maag. Dis net 4 vinger water, my kop is bo die water, my voete, net my tone staan nou in die water, nou lê ek. Ek dink, wat moet dit vanmôre afgee? Maar wat, ek sal nou sommer opstaan. Ek vat sommer die mosie voor ek opstaan, vat ek die mosie, toe kom vat. En ek trek my so reg. Die moes lê goed, en my voet glip en ek val. En ek gooi die mosie terug. Ja, jy is so glad dat hy vry. Hy's glad. Nou trek ek my weer so. Ek trek my regterarm en my linkerbeen nou so na mekaar toe. En toe ek hulle bymekaar het, laat ek hierdie linkerarm roer. Toe glip ek weer en ek is plat. Nou ek sluk sommer daai ou sout. Man, daai ou sout So hy's nou aan verdrink. Ek is aan versuip, maar ek besef dit nog nie. Ek suip en ek sluk en ek spoel. Maar ek gooi daarby mosie so uit. Nou, toe besluit ek maar ek moet my taktiek verander. Ek gaan met my 2 hande en my 2 bene na mekaar toe kom. Maar hy's glad ou broer, snot. Glad. Nou staan ek. Ja, Hanne gelê ook op. Nou het ek my 2 arms en my knieë, staan ek nou in my beste klere. Ek dink net, wat sal mamma sê as sy my nou hier sien? Bertus lagtig is aan versuip. En ek besluit maar ek gaan nou my 1 been so optrek en daar glip ek en ek is plat en ek is op my rug. En ek trek my weer op my maag. Toe's ek heel nat. Toe's ek ook vol moes. En ek begin weer met my linkerarm en my regterbeen, maar Hy is nou op sy rug, hy kan nou nie 'n handstand op sy rug maak. Hy's weer op sy pens gedraai. Oh. En ek besluit maar nou, en ek is nou so, ek voel nou sal ek staan. En toe ek my 1 been so trek, weer plat. Stomme man. Toe's ek moeg. Nou lê. So ken ek. Nou rus ek. Nou lê ek so, my bek is net so bo die water. Ek dink, hoe moet dit vanmôre wees? En ek draai nog 'n paar keer. Hy sê nou lê, dink ek, wat gaan in die koerant staan Vrydagmôre? Bekende boer van Bitterfontein versuip 'n 4 vinger water. Hy sê dit kan mos nie in die wêreld ingestuur word nie. Dat kan ons nou nie weet. Hy sê daar roer ek weer so, as ek my so optrek, dan glip die moes. Dan val ek en toe gee ek later toe besluit ek, Bertus Logner, nou versuip jy in hierdie klein watertjie. Hy draai weer so in my bek. Ek kan ook nie meer sluk, ek is te dik van Te dik gedrink. Hy sê toe ooggie laat ek besluit, Bertus, nou sterwe jy. Toe loer my sensorie reservoir, hy sê, pa, dit moet 'n geheim bly, dat jy versuip in so 'n bietjie water. Dis Ek het nog gedink hy onmoontlik. sal sê wat staan in die testament. Maar ek het jou sê, die testament moet jy nie van praat nie. Ek die langslewende ever alles. Er alles. Jy van Wallekraal praat. Jy nou, my oupa se broer Dirk, was ook op Wallekraal skool gegaan. Maar later was hy ou nou 'n ou man, dus daar was nou 'n ou onderwyser, meester Karel Meyering. Dat ek daai ou professor geken. Kyk goed. Pakke gekry by Hy is ons. nou te jong vir my. Het ouma nou later vir ons vertel, toe moet hulle mos nou later die ontvanger van inkomste se belastingopgawe invul. Toe kom oupa mos ook op 'n dag by ou Karel Meyering, of die meester Meyering, soos hulle nou vir hom gesê het. En hy moet nou sy opgawe vir hom invul.
sit hulle nou teen die tafel. Oupa sit nou aan die kant en meester Karel sit aan die diskant. Begin hulle nou op te vul. Hy het nou al sy uitgawes ingeskrywe. Maar daar's nou niks. Later is die blad ondervol. En nou meester Meyering sê later maar om Dirk, ons sal nou moet die slag begin stop. Die meester sal mos nou later vra maar van wat het om Dirk gelewe? Toe sê meester Meyering, nou skryf jy daaronder, ek is honger soos ek hier sit. Ek is honger soos ek hier sit. Dit laat dink my nou aan, ons het hier vroeger jare, was ou Namakwaland mos maar nog onbeskaaf geweest en die mense het gehoor van die kerk en daarom so af en toe kerk toe gegaan. Kry jy hier 'n predikant, ou dominees van Lil. Ja, maar hy wil daar maar so 'n bietjie die mense 'n bietjie opknap en hierdie klomp wat so nou so kerkklos is 'n bietjie nader bring en hy maak daar vir 'n klomp katkasante bymekaar. Hulle moet nou kom katkaseer. Ai, nou dat is 'n probleem met die stomme mense. Hulle het gehoor van die Bybel en hulle daarom so wat. Maar daar's nou een sekere ou wat daarom nou dit is nou toevallig nou 'n meisiemens geweest. Nie so heeltemal reg nie of lekker nie. Nou lekker. Nou verduidelik hy nou watter wonders die Here nou kan gedoen het en hy het nou vir Moses die krag gegee om wonders te verrig. Toe Moses nou sy wandelstok, sy kierie gevat en op die grond gegooi en toe dit 'n slang. Verwonder nog redelik vir die slang, maar nou weer die slang opgetel, toe dit weer 'n kierie. En toe het hy nou weer sy hand gevat en in sy boesem ingesteek en uitgehaal toe sy melaats. En nou weer ingesteek en uitgehaal, nou is die hand weer reg. Hierdie, wat is 'n man se boesem? Niks aan nie sê nie. Maar hoekom dan nie? Ek is skaam. Sê man, hoekom wil jy nou nie sê nie? Doe me niet eens de man se hulp. Maar Lou, jy moes my die storie van Swelle onthou. Die ou gaan mos op hou vakansie. By die Kango-grotte. Nou man, as jy nou met die Kango-grotte langs loop. Daarin. Jong, my pa het 'n kleipertjie daar gemaak op 'n stadium ook. Maar nou op die eind. As die mense nou 'n kleipertjie. Daar is weinig mense wat 'n klein pertjie kan maak. Dan kry jy nou die duiwel se korsting. Jong, dis 'n smal besigheid. Ja, kyk dit. Maar die oom het nou toe nou 'n maase moer se Adamse appel. En hy klim daar op. En hy draai hom nou hoe en daar loop haak sy Adamse appel mos nou daar vas. Maar as jou nou moet ook loop haak ou. En die skorsting. Ja, daar aan die duiwel se skorsting. Nou. Maar die enigste ou, man is 'n sedige ou. Die enigste ou wat hom nou kan laat lag is om hierdie oom wat die begrafnisse gereël het hier op Springborg. Pietman Koelmer. Pietman Koeglenberg. Dit is die enigste man wat hom nou kan lag. En hy sit op Springbok en die oom sit mos nou in 'n oudsoring in die koorsteen vas. Nou moet hulle vir hom Pietman Koeglenberg aankry. Laat hy kan 'n grap vertel. Laat die man se Adamse appel nou kan op en af gaan, laat hy kan loskom. Van die Adamse appel. Ou Pietman Koelmer ry van garage af. Moet die perke. Hou net gou jou storie. Toe hierdie nuwe gesange uitgekom het, toe is hy 'n ouderling op Springbok aan die klipkerk. Maar jonge mense sukkel met die nuwe gesange. Toe sê hy vir die Dominican is dan nie eers die ou gesange sing tot is die nuwe skien. Tot is die nuwe skien. Jy het van die Adams appels gepraat. Ou David oorlede om Pietman Koelberg in die grotte gehad. Nou vertel hy ry van garage af daar af. Met die ou perrekar kapkar. Maar die pad is sleg. Dis nou sy neefs wat dit nou vertel. Dit was diep snaaks mense man. Hulle sê nou op die kar nou, stamp die ou se kop bo deur die seil. Maar sy Adams appel hak moet die afkom. Nou sit sy kop bo in die kapkar se kap. Hak hy nou agter sy Adams appel. Dis mos Kamiesberg nou rye wêreld.
Nou die tiervol sien nou die gedrag. Hieronder. Hulle sê nou duik hulle af op die kop. Op die koppe Dan daar. hak hulle nou die ou se hare en dan skree hy vir die tiervol iets dat hy moet los. Ja, hy was ek in weet nou nood wat gewees. ek sou geskryf. Ja, maar sy ademsappel het gehak, toe hy nou los hak. Toe sê hulle toe die ou nog net so 'n paar flinters oorgeslap. Nou Adrian is so 'n wêreld soos hierdie. Kyk, soos hy my jaar lyk, is nou daarom. Jy weet, so mooi is wat hy kom, maar hy gooi hom sy harde jare ook. En dan gooi hy nou, jy weet, die hele ding van die gemeenskap. Hy gooi die skool en die kerk en die boer en daai soort van ding. Of man, nou jy praat van kerk kan jy maar nie rede van. Ja, Ek is ja. bang ek vergeet die grap. Jy wil met nog grap ophoor. Hier toe maand, ek sal nou maar sê maand Suringpap is om een maand Ruisand. Dit was nou een van die kleurvolste karakters wat ons ooit gehad het. Meeste van die ou grappietjies wat 'n mens hier so hoor hoe hy in die wêreld intrek. Hulle het baie van hulle het 'n oorsprong by of oom Maans of een van sy broers. Hy was 'n besondere ou man. Maar Maans het een swak gehad en dit is Maans is bang. Nie bang vir my of vir jou nie of vir 'n mens nie, maar bang vir die nag, bang vir spooke. Onsienlike dinge hou hy nie van. Die hou hy nie van nie. En dit het Andina ook geweet, sê 'n vrou. En toe, ook as dit nou moet kom, sterwe wyle Dominee Kloppers af destyds. En van dat Dominee Kloppers in die hospitaal was, is Maans al nie wat Maans moet wees nie. En Andina soos 'n vrou mos nou maar 'n man ken, hulle ken jou mos beter as jouself. Ja, dis 'n Die het dit ook geweet wat Maans se probleem nou is, want as die gebruik was en veral as die predikant nou sou afsterwe. Dan het die kus nou die vorige nag voor die preekstoel gestaan. Kyk, die mense het nog nie koelgeriewe gehad nie. Ja. Dan staan die kus nou voor die preekstoel, dan word die diens nou gehou die vorige aand in die kerk. En dan word die begrafenis nou die ander dag oggend. Dis nou vir die koeltes onthaalwe. Ja. Word dit so gedoen, dis die gebruik. Maar Maans is nie die man nie, want hy weet dat hy is die man wat moet, as al die mense uit is, dan moet hy mos nou die ligte in die konsistorie loop afsit. En dan moet hy mos nou toe in die kus verbykom. En nou het Gary's vroeër die ou 32 volt stelsel gehad, daarom het hy daarom ook gedink, as jy so 'n lig doodmaak, dan gee jy mos daarom nog so 'n laaste. Ja, hy gaan staan dan. En so het hy nou die ding uitgewerk, laat toe die mense nou uit is, het hy nou ewe vinnig verby. En toe die laaste man daar uit is, toe staan hy, want die ligte sit in die konsistorie staan hy, nou het hy, soos die ou kerkgebou was, het hy nou klaar by die kus verby, nou staan hy met sy hand op die skakelaar. En toe hy nou die skakelaar af het, toe nou mik hy wil nou nie by die kus verbyloop, hy wil nou sommer hier oor die banke klim. Maar Andina, wat van Maans se swakheid geweet het, en wat Maans nie geweet het, is dat Dina wil hom ondersteun en sy kom sit nou hier voor, dat as ou Maans nou uitkom, dan kan hy mos nou saam met die ou man nou uitstap huis toe. En sy sê, kyk nou vir ou Maans die snaaksigheid, maar sy weet nou nog nie wat sy bedoeling is, want hier sit sy nou voor hom. Maar hy kyk nie daar nie, want hy wil nie by die kus kyk nie. En toe hy nou sy voet kyk, hy moet nou by die banke daar loop om, maar hy wil hy sommer hier oor, en toe hy nou sy voet hier optel, toe verstaan Andina nie, en sy sê, nou hier in die donker met 'n groot wit rok aan. Maar Maans, by Jan weet. Hulle sê die ou vertel mos nou self maar die storie. Hy loop bo op daai banke se met die gladde kerkskoene. Bo op daai banke se roulaas tot by die deur. En uit. En Andina wil hom bedaar. En sê hol, en toe hy nou hier by die kerkkamertjies verby hardloop, sal hy daarom nou net so uitkyk of alles reg is. Hey man, en daar staan Andina mos nou in die deur. Maar Maans, kyk, sy wil hom daar, my. En in die wit rok. Daar, ja, en Dina was nou vir ou Maans in die huisie, daar aan die ander kant op Pieterie se plekke gestaan, agter die store, daar in die huisie se deur, daar, hy stokvlou geval het aan Dina opgelawe daar die nag. Dis nou die heilige waarheid. Maar man, mense kan baie dinge. Ja, hierdie hele wêreld. Ag, hoeveel goed het man. ons nou al gehoor met die tyd saam. Ek merk op, ja, dat baie van die goed wat nou uitkom by julle so op die programme en oral rond, het baie die oorsprong hier, en wat die feit is wat die mense nie weet nie, dis nie opgemaakte grappe nie. Jy kan sommer mos agterkom. Ja, daar so, jy hoor daar op word 'n reg. bietjie bygesit, maar daar's 'n vir die plesier, oorspronklike waarheid in die hele ding. Weet jy, nou dink ek moet dit daarom ook net meedeel voordat ek dit nou dalk vergeet. Vroeger jare man, toe die de beersgronde nou nog hier nou meer
was dit nou vreeslik. Ons het altyd gehoor toe ek 'n kind was dat die Lichtenburgers kom nou daar uit die wêreld, dan sweer hulle nou swart manne, dat die mense nou moet dink dis swart manne en dan kom dikkel en ons gesê het nou in die nag nou die amandgruisies was en so aan en dan sit hulle nou maar die dagtyd hier in bosse rond of kruip nou maar weg en aan die nag as hulle weer hier nie soek hulle nou diamante want die mense het mos gemeen jy tel sommer die diamante hier so rondom. Maar nou om Jan en om Andries, twee ou broers. Dis juis hulle wat die een en die ander in die put geval het. Toe het hulle nou die werk gekry by die Beers om met 'n jippietjie met hulle nou die koers oppas. En een nag ry hulle twee nou hulle ou broers en hier by Geelwal daar of dit nou swart mans was en of dit nou swart gesmeerde Lichtenburgers was, dit weet ons nou tot vandag toe nog. Lichtenburgers. Toe hulle die daar ons het vroeër jare die mense wat die skelm gediek het, dit was die Lichtenburgers. Ek hoop hulle neem aanstoot, maar dit is die waarheid. Hulle die ou mense sal dit onthou. Nou hier by die hek net toe om Andries was nou die hek opmaker en om Jan was die jippietjie gedrywe. Net toe hy nou die hek moet opmaak, hier slaat hulle met groeisakke oor die kop en teen die grond en alles dood. Daar's niks wat die hele besige klas vrek rok en uit die ou jippie uit en alles is nou dood, ligte dood, alles is dood. Dit was nou 'n vreeslike bakleiere hier met die groeisakke, want die manne wil wegkom want hulle was natuurlik nog net daar by die hek besig. Nou is die stof het nou geloop bly oor die affære en om Jan kom eers by en hy hardloop hier veld in. En hy kry ervaargaat en hy dink, wag, hier sal hy nou sit. Hulle sal hom nie kry nie. En om Andries kom by en hy kry die ou totsietjie in die hande. En hy loop, nou soek hy. Hy het nou al hier weer die besigheid gevergeet en hy weet hoe lank hy uitgeslagen gewees het en nou soek hy. Maar nou sit om Jan in die ervaargaat met die ou brille op. En toe hy nou die lig sien, toe dink hy, maar dis nou van die manne wat nou vir hom agter sy bloed aan is. Hulle soek hom om Ja, en die boete Andries is nou al dood en nou, dis dit sy beurt. Nou kom die lig nader, maar hy sit nou met die brille in die ervaargaat, hy kry die gedagte, wag, ek sal maak of ek 'n rooi kaart is. Hy het gehoor dat die swart manne is ook bang vir 'n rooi kaart laat maak. Nou sit hy so reg. En man net die wat om Andries nou die tot so swai. Toe blink die oë mas nou en nou kyk enige en dan maak wel ander daarom 'n vroeëre vyand. As enige ander vyand en dis 'n rooi kaart en 'n jakkals. Och, en hier sit maar 'n rooi kaart, kyk toe die ou se brille flits nou in die lug. En die ou het die klip en ou Jan Gewaar, die eerste skot is mis nou Jan Gewaar nou vir my liewe. En hy raak aan blaas, net soos 'n kat. Ek meen nou man tussen daardie blaasery en die kat vrek gehoor, wat dit nou daar gooi, hy mis nou die bril op die ou man se oë stuk en die kat swing. Dat hy meen die kat is dood en toe hy nou sal hier, nou het hom Jan sulke krullare, hy wil nou die kat hier uittrek en toe hy nou die kat so wil uittrek door Gewaar, maar dis 'n ander kat. Toe's dit om Jan. En hier sit hy en blaas. Hy blaas vir sy lewe. Hy wil die man van hom af hê. Die ander ou gooi vir hy wil die kat dood. Nou Pieter, daar vervolgens in hierdie lekker ding wat so loop, vra ons vir Willie Nelson en die 5 Namaqualanders om 'n slag musiek hier uit te pluk.
Ja, weet je, Jan, julle rijmers nou so dingen maak wel aan de deur, maar julle moet daarom niet terug voor julle bij Joepie Kort draai gemaakt het. Wat is hij café? Ja, weet op Springbok. Kijk, die man, je weet, hij wat blomme van die omgeving, ik ben, hij kan voor jou en hij, dat is nou zijn specialiteit, ik ben die man doen het ook recht, je weet, ik ben, hij doet nou nog meer moeite daarvoor als ons, jullie moet aan werken. Nee, maar ons was zoeken daar. Oh, dat jammer man, nee, Olie kan sommer nou maar wees. Sommer ja. Ja, Springbok koffie. Een van die dingen wat ons gehinderd oor van Aqualans was die manier waarop die mensen gepraat het. Ik denk dat ons praat allemaal zo. Dat is daarom wel die geval, Jan van die Tannie daar, ik denk amper is van jouw familie geweest ook. Ja, ze wat was bij die dokter gekomen het. En die dokter het nou naar een beetje geluisterd en gekeken. En hij zei voor haar, Tannie, nou goed, trek je kleren uit, dan gelei je daar op die bank. En ze zei om daar te waard. Hulle sê mos dieselfde ou kort sit dan. 3 stelle tweelinge gehad, hulle is almal seuns. Toe kom daar nou ook hoge besoekers by haar. Nou gesels hulle oor die familie, nou vra sy vir hulle. Vra die ou vir die ou oom. Nou wat dis nou raar laat 'n mens hoor van 3 pare tweelinge. Wat hulle nou doen? Hulle is mos nou al groot man. Toe sê hy nee, die oudste een. Die is 'n bedelaar. En sy broer is ook op predikant. En die tweede ene is 'n leunaar en sy broer is ook 'n prokureur. En die derde tweeling, sy oudste ene is te lui om te werk en sy broer is ook 'n onderwyser. Je ziet maar, dat is die ou jong wat, hij is op die nachtmaal en dominee nou die nachtmaal bedient, toe vraag is daar enig iemand wat bij die beker gebruikt. Nou, dat is terug naar ons taal toe. Die man was een groot kerkman en hij Al die fouten gemaakt wat de kerkmannen maken. Toen vraag die dominee, is daar dalk iemand wat wil van die beker gebruik maken. Maar die beker was die groot zilverbekers. Hij was hem toen nog al zo 3/4. En die ou jong vat nou die beker en hij zet hem weg. En hij maakt hem klaar. Toen die dominee die beker zo terugkreeg, toen keek hij en hij vraag, hoe ga jij dan? Toen zei die jongen, dat is nou die type taal praat wat echt naar Makwalands is. Toen zei hij, maar leraar, ik drink na ik mijn eiland lief heb. Zo, hij maakt hem klaar. Hij is ook voor liefde. Ja, nou hij is eerlijk en oprecht. Ja, die Springbok Café is oorspronkelijk gebouwd in 1929. Die aanvankelijke naam was die Springbok Private Hotel and Café. En die Besonbroers oorlede om Davie en zijn broer om Gili. Hulle het dit begin. Om Gili Beson was hier geweest tot 1938. Daarna was die verschillende ander eienaars. Onder andere ook om Blackie van Niekerk was ook bestuurder hier geweest. My pa het gekom in 1947. En ek het maar groot geword in die Springbok Café, al die jare hier gebly en so. En weggegaan en teruggekom. Later jare was ek en my broer alleen, tot hy in 1987 oorlede is. Van toe het ek weer teruggegaan het na die oornagkamers, of privaat hotel, hoe dit ook al genoem moet word. En van 87 af tot nou toe is ek nog al die pad alleen en gaan die ding nog maar aan. Ja, Jan, dat is zeker niet nodig om over die, ons moet dan voor die mensen zeggen, hier moet muziektijden het ons toe voor Adriaan die Wout gegroet. En ons het nou hier zo voor Arno wat ons nou daarom ken. Uit jaren al nou, dit ons wat ook nou hier, saam erin. dis sy omgeving die. Welkom hierson, is lekker in hierdie feestelijkheid van julle. Dankie, PG en Jannie. Ja, nee, ek is nou, soos hulle sê, ek is nou Chris hier vandag, is nou tussen my mense. So, ek wil daarom net vinnig sê, nie myse mense nie, ons sê wragtig nie so nie. Ons sê onze mense, want die Bybel sê ook onze Vader, maar myse mense nog nie gesê nie. Ja, een mens maakt makkelijke foto's die een ander ook probeert napraten. Ja. Dat is waar. Nou, in hierdie saal, ek sien hier baie in Makwalands, is eintlik Gary Siete wat saam met my in die skool was. In hierdie saal het ons sondagskool gehou. Sulke plekkies, elke man sit hier 'n groepie en daar. En mevrou Manrou, sy is nou Dersie, het ons haar gesê. Ons het haar geglo enige ding wat sy gesê het in die skool. Selfs van elfies en veetjies en goed het ons ook geglo.
Totdat sy vir ons gesê het, 'n skip is groter as hierdie saal. Het ons gesê, dis 'n lieg. So groot gaan niks wees nie. Nou sit ek hier en nou is dit onmiddellik, is dit nie so danig groot nie. Dis so groot so Stamford se swembad waar ons leer swem het, amper versuip in die helse ding. Weet agterna as jy bevrees as jy die ding besoek, lê jy kon verongelukkig deur dat jy boer omgeduik het. Nou wil ek aan net, Ollie het my mos nou hier aan bande gelê, maar ek wou net hierdie jou simpel storieetjie vertel. Hulle sê, hier was 'n oom. Nou, terwyl ons hier ry, is mos vreeslike klomp uitlanders. Julle mos nou ook hier, nou, terwyl het met ons goed gaan en mooi hier is. Ons hier mos, ons sê die ou duiwel en sy moer is mos nou hier. Nou, vertel hoe die Transvaaler hier by jou omgekom het. En toe het hy opgemerk dat dit met die Namakwalander beter gaan. En dat die manne opgaan, hulle raak ryker en iets. En hy voel maar, die Transvaaler moes ook 'n deel daar gehad het. En hy sê vir die oom, jy weet oom, dit gaan nou met julle goed, ek meen julle het nou baie nuwe idees goed, maar hier daar baie Transvaalers ook hier aangekom. Toe sê die oom, ja, dit mag so wees. Maar die grootste vuilgoed bly maar nog 'n jakkas. Selfs de Transvaaler is nummer 2. Ek sal nou maar volstaan, dis nou nie 'n grap nie, dis net 'n waar verhaal. Ja, maar die hele Namakwalandse grappe is vir 90% waar verhale. Die mense kan mos die snaaks skyt en nie goed belief. Ja, nou, maar in elk geval. Nou is ek hier op 'n jaar, ek het mos nou hier skool gegaan toe, hou ek hier skool. Mense is vir my kwaai as ek sê ek het skool gehou voor ek begin werk het. Maar in elk geval, ek het toe nou hier skool gehou. Toe het ons nou 'n rugbyspan hier. Sien nou al vir Koskoek hier sit, man, dit was 'n vreeslike stryd. Ons het nie danig genoeg manne nie. Dis 'n genek man, en dan nou veral hier in die winter, as dit nou lekker reën, dan trek die manne nou na hulle wintersplase toe. En dis nie dat die plase te ver is, maar daar is nie 'n telefoon nie. Die man het net by sy hoofplaas het 'n telefoon. Nou kan ons ook nie die manne in die hande kry nie, en dan moet ons Saterdag voetbal speel. En daar is ons nou maar hier vroeg in die week. Nou is dit interessant. Alle mense wat met voetbalspanne sukkel sal vir jou sê, maandag, en nie Saterdag na die vorige game, dan jy 20 man. Uit hulle moet jy 15 kies. Maandag het jy glad nog 22. Daar's nog 2 by, maar dan verminder hy. Hoe sê die man, waar is moet af? Dan raak hulle af. Dan Vrydag, dan kap jy nou hier so onder 12, 13 manne. Dan kort jy 2, 3, maar dan jy daar nou al mense uit die veldloop vang om te speel. Maar dan kort daar nou nog. En dit was nou so een wintervakansie. Nou om Colinelle die hotel hier so, en hy is die voorsitter van die voetbalklub hier so. En die wedstryd kom aan die Saterdag en die Vrydagmiddag toes ons 13. En ons sien maar ons sal nou nie nog mens kry nie, dit is nou klaar. Dit reën die donderdag begin reën laat dit vrek. En hier merk iemand 2 jong manne wat hier deur die dorp loop. En hulle keer hulle voor. Vra waar hy loop julle nie, hulle ry loop. Hulle is op Stellenbosch op universiteit, hulle ry loop Suidwes toe, Keetmanshoop toe of wat. En dis nou al laat, en die motors loop nie meer danig nie, en dit reën. Ek kom Kolie hoor van die manne, en hy gaan na hulle toe, hy sê, hy die hotel ook is uit. Hy sê vir hulle, hy sal vir hulle kooienskip, bedjie die nag, en na kos. Maar dan moet hulle kan morgenoggend ook eet, en morgenmiddag ook, maar morgen namiddag moet hulle vir garries uitdraf. Nee, hulle sê, dis billik, en hulle besluit ook, dit kan so wees, maar daar is net 1 voorwaarde.
Nou moet ek sê, toe loop die pad, die groot pad, die pospad, Suidwest toe loop toe hier waar hy nou loop, maar hier by die voetbalveld verby hier laas, nie meer hier buite toe, soos nou nie. Nou sê hulle sal speel. Een is 'n vleuel en die ander is 'n buitesenter. Dis nou juist wat Gary is vreeslik kort. Hy soort manne. En hulle sê nie maar dit sal werk, maar daar's een voorwaarde. Hulle sal speel maar as daar 'n motor kom. Dan loop hy hulle. Ek meen dan hulle kan nie die games. Ek meen hier kan ons nou net 'n mooi geleed deurkom en dan speel hulle voetbal. En Kolie sê nie maar dit kan ons nog nie so werk. Ek sê daar is ons bevries, hulle ons nie speel nie, maar nou weet hulle vrou Kolie in die hande, ons het nie mens nie. En Kolie sê nie, maar dan kan julle maar op die manier speel. Want dit was maar snaaks game, nou is daarin, daar's mens, nou die voetbalspelers is min, maar die ander mense wat kom kyk is nou nogal danig. Nou speel die man aan een buitesenter vleuel daar, wen Gary se bal. Dan gooi hulle hom nou vir die buitesenter, en vir die vleuel gooi hulle na. Loop druk hy 3 man, is bly die goed, hulle speel ook hier hoog op by die matiese spanne. Maar nou waar die fout kom is, die binnensenter die bal, dan sê hierdie ene, daar is 'n motor. En as die binnensenter die bal uitgooi, daar is hier niemand die daar hardloop hulle, daar loop hulle. Nou kry hulle nie 'n geleen nie, dan kom hulle weer terug en speel hulle. Ja, die ander man in die bal hardloop hulle na 'n tackle. Hulle is baie goed man, hulle verdedig laat dit vrek. Daai manne kom nie deur nie. En dan weer kry hulle die bal en hardloop hulle net as hy sy skouers so onder die ocean as hoor hy 'n motor. En dan loop hulle en dan loop hulle weer. En almal is Gary verloor geweldig want toe hy nou 15 mens, 13 gewilliges en 2 wat net speel wanneer hulle wil, wanneer daar nie motors is nie. Toe, die mense is baie kwaad vir hulle, maar in die kom daar 'n motor en toe lei hulle. En toe sien ons nog verlaas, hulle, want hulle koffers staan teen die pad. Maar nou reen dat jy ken mos nou 'n koffer se besigheid, dis mos hierdie, dis mos nie goeie sê. En toe hulle nou die lift kry, dat hulle koffers gryp elke man, toe hulle net die steeltjies, toe klim hulle die motor. Ja. Dit is 'n baie mooi rugby storie hierdie en ek dink Pieter, hiermee sê ons dan vir Arno baie dankie en ons gaan oor tot groete. Ons wil bedank almal wat meegewerk het aan hierdie formidabele besoek aan Namakwa se mense. Isabel Du Plessis van die Weskus Toerisme Bureau, Wouter Jordan, die stadsklerk hier van Garries, Louis en Annette Schreder, Bitterfontein, van Bitterfontein. Al die ander mense vir huisvesting, onderdak, voeding, ons het goed geëet en lekker Namakwalandse kos geëet, oorwegend. Hulle almal, Garries se mense in totaal. En die hele route wat gekom is, se mense almal. Hartlik dank vir hulle. En ek dink Pieter, die persmense wat saam met ons is. En vir wat die pers voor die tyd gedoen het. Vir al die mense. Se onthalwe ensovoorts. En aan die span wat ons vergesel het. Soort je mij geen, vat je mij aan, wij gaan doen, beschuiten. Soort je mij geen, vat je mij aan, wij gaan doen, beschuiten. Tere, 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 da, tere, da, tere, da, tere, 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 da, tere, da, tere, da. Soort je mij geen, vat je mij aan, wij gaan doen, beschuiten. Soort je mij kind, vat je mij samen, wij gaan doen, beschuiten.